Goeienaand hier op Saterdag aand. Hoor die bulle het verloor. Paar ouens wat maar seer is oor dit, maar dis soos dit gaan. Ja, kaptein sê, strap up en buckle up, dis wheels up. En die meisies is op hulle poste om seker te maak, almal is uitgesorg daar aan die vliegtuig. Nou daar gaat ons. Nou ja, wat gaan ek nou vir julle sê? Ek weet, ek moet iets sê. En anders loop die rumors nou weer die hele wêreld vol. Soos julle weet was ek toe nou Vrydag by die uroloog na die vorige week se proses. En ja, toe slat die lewe my soos 'n 10 ton trok. Nie 'n lang storie oor dit maak nie. Maar die uitslag van die labs of aggressiewe blaaskanker en die uroloog wil my nou stuur vir chemo en dan 'n moerse operasie op my doen wat basically fucking alles verwyder onder my naaltjie en ek sien nie kans vir dit nie. Ek het 'n ou gaan sien vir alternatiewe behandeling en my vrou is besig om te reël vir 'n tweede opinie want dit wat die uroloog vir my sê, wat hy met my wil doen, as ek na die scans kyk, dan maak dit vir my glad nie sens nie. En ek is nie aan vir die chemoterapie nie. Kan nie daai pad loop nie. Maar nou ja, dis hoe dit is. So, wat ek vir julle so sê, dit was toe nie goeie nuus nie, en ek gaan die alternatiewe roete vat, en ek sê dankie vir elkeen van julle. Ek kan julle gebede voel hoor. En ons gaan maar daai pad loop. So, op die einde van die dag. Die lewe het my 'n snotklap gegee, pa. Maar, kyk ek om so te sê, okay, klap maar nog, ek het nog baie snot. And that's it. So, ek gaan nie in elke gesprek of wat oor dit wil praat nie. Dit was my 'n moerse ding om te verwerk. Dit is 'n helse skok as dit vir jou gesê word. Maar in 1984 het ek dieselfde ding gehad. So ek was al daar. En dit is nie lekker nie. En so, dis wat ek gaan doen. Gaan het werk? Wie weet. Maar ek sien nie kans vir daai slagting wat daai ou vir my in gedagte het nie. Ek sien glad nie kans daarvoor nie. En die keuse, as daar operasies soos daai, gaan ek in elk geval nie 'n lewe hê nie. So, dis waar ons staan. En kyk hier so, dat ek nou nie dinge mis hier nie. Die feit van die saak bly. Ek het vanmiddag, toe ek bietjie gaan lê. Okay, kom ek vertel julle so. Ek dink ek het dit? Nee, vertel het gister. Nee, gisterand was ek nie eers op nie. Toe daai ou vir my die nuus gee, toe sien ek in my gedagtes 'n pad met die brug wat weg is. En ek wonder toe, hoe ver is dit na daai brug toe? Ek het hom toe gevra, maar ek gaan nie sy antwoord deel nie, in elk geval. Dus ek ga weg en ek is na 'n ander ou toe wat kanaalondersteuner het vir my afspraak met die ou gereël. En ek het hom gaan sien, en ek het daar ingeloop. Hy doen so 'n elektroniese scan van jou liggaam. Ek het ingestap, my voorgestel, groet in die stoel gaan sit en nie 'n woord gesê nie. Hy moet sy ding doen. En hy show opgestap en daar gaat hy en ek watch die screen hier voor my, hoe die ding nou deur my system werk.
En hy het eers het 'n ding opgetel wat hy sê wat hy dink, hy vermoed dat ek is dalk depressief. Dit het hy nou in my brein gesien. En toe gaan hy af en toe sien hy daar so ietsie in die pankreas, en sê hy, maar dit is nie serieus nie. Toe gaan hy nou deur die hart en deur die maag en deur al die goed in die darmes en die bloedkanaal en die rugstring en hy gaan af en is by die niere en kom hy by die blaas en toe sien ek hy masjien van hom wobbel so bietjie. Gaan hy bietjie verder af en toe staan hy weer en okay, toe maak hy jou nou klaar. Toe hy nou klaar is, toe verduidelik hy net vir my, okay, daar's 'n probleem. Hy vra my toe uit oor 'n ding, jy weet, hier in die kant van my kop. En verduidelik ek vir hom hoe ek voel en sien, toe sê hy, alright, dit kan chemiese wanbalans wees. En toe praat hy so 'n bietjie oor die pankreas en toe begin hy om die analise te doen. Begin hy serieus analise doen op die blaas, in die omgewing van die blaas. En ek sit en ek check hom maar net en ek luister maar net en hy gaan aan hoor. En hy was so 10 minute besig, toe sê ek vir hom, okay, stop die lorry. Sê ek vir hom, ek was nou by die uroloog net voor ek na jou toe gekom het. En die uitslag is erge blaaskanker. Sê nee, hy kan sien, daar was issues daar. So, ek het niks gesê nie, hy het dit opgetel, en toe confirm ek dit. En toe het hy nou begin met sy analyses en goed, en het vir my toe nou 'n plan uitgewerk, en hy sê toe vir my, okay, hy sal voorstel, ek doen nie die chemo nie, want hulle wil ek met 3 maande chemo doen, en hy sê, moenie, doen hierdie ding wat ek vir jou gee, en dan oor 3 maande, dan kom jy, dan doen ek 'n scan, en dan gaan jy na hy uit toe en sê vir my, jy moet weer 'n scan doen. So, dis waar ek staan. En toe hy klaar is met my en ek in die kar klim, ry ons, my seun het my gevat, my oudste seun, maar julle kan imagine hoe gaan dit in my kop hoor, en daar deur die verkeer en al die dinge en so, en uiteindelik op die N4 en toe ons daar naby die Roosplaas kom. Toe begin ek minder wobbel in my kop. Daar by die Roosplaas ek uitgeklim, so gestap. Hy was in, hy het ons gaan koffie kry en so. En toe sien ek weer die pad, maar ek sien net 'n moerse pothol in die pad. Okay, alright, nou die pothol vat, jy weet. Ek is mos in 'n goeie 4x4. Julle weet wat ek bedoel. In elk geval, vanoggend het ek toe nou baie tyd gespandeer en gelees oor hierdie operasie wat hierdie man beplan. Like in elke ding wat ek lees, hoe meer ek die fucking goed lees, hoe meer besef ek net, okay, stop hierdie fucking lorry. Ek het nie hierdie paadjie nie, definitief nie. En toe hier so by 2 uur se kom, ja, toe gaan lê ek 'n bietjie, en ek lê en ek het so op my sy gelê, en ek is nie ou wat op my rug slaap nie, ek doen dit nie eintlik nie, en ek rol om op my rug, like, en ek voel hierdie vreeslike lig, my oë is toe, maar ek sien hierdie helder lig, en ek fokus, ek sien hierdie donker wolke, met hierdie verskriklike helder lig, wat so tussen die wolke deurkom. Weet jy, so ek toch, okay, toe raak ek in die slaap. So, daar het ek nou daai met julle gedeel. Net kyk hier in die gesprek, dat ek nou nie hier dinge mis nie. Maar ek sê vir julle, die waarde van om stil te word in jou kop. Jy kan dit nie, ek kan dit nie vir julle meer benadruk nie. En ek sê vir jou, jy moet stil word, dat jy die fluister kan hoor. Dis baie belangrik. Hey, Silence One, dankie. New channel member, I really appreciate that support. Maar nou ja, jy het sien, laat ek net mooi kyk.
Ek wil nou nie hier ietsie belangrik mis nie. Ek kan net weer vir almal van julle wat groete sê en wat sterkte sê en goeie wense. En dan wil ek vir Kangaroo dankie sê. Sy het 5 briekmerke Skietmaaks memberships gegift. Nou, ek weet nie hoe deel YouTube dit uit nie, maar ek het 'n vermoede dat dit is op 'n first come first serve basis. So iemand wat die kanaal join kan dan daar 5 mense wees wat as hulle join gaan hulle eerste maand vir free kry. Baie dankie Kangaroo. Ja, Kobus Becker, ek het nou gepraat en vir jou gesê dit was toe nou maar 'n rowwe dag, maar hoe sê ek altyd vorentoe. Dis al wat ons doen. Vorentoe. Ek weet nie hoekom is hierdie pothol op my pad gebring nie. Ek weet nie. Maar ek weet ek gaan uitvind. En ek soek en ek luister en ek wil uitvind hoekom. Maar ek kan maar praat soos ek lekker kry en so boere. Yes, dit was 'n shot hoor. Toe daai ou dit sê. Bliksem is so goed, jy slaat my met 'n lorry hoor. My seun was saam met my. Toe hy dit vir my sê, toe staan ek op van die stoel af. Hy sê vir my, die dokter sê nee, sit maar. Ek sê nee, ek wil staan. Praat. My laaitjie sê vir my toe ons in die kar klim, hy sê pa, toe jy opstaan toe dog ek jy vir hom sê man, fok jou en dan loop jy by die deur uit. Ja. Ja, Johan Grobler, dit is die protokol wat ek gaan gebruik. Ivermectin en fenbendazole. Maar daar is nog 'n klomp ander goed by. Het my 'n klomp ander goeders bygegee hoor. So. Ja nee, Pieter Bos, ek gaan nie. Ek het baie duidelik gisterand. Of course, my vrou was moer ontstel. En ek nou maar met haar gesels en haar mooi verduidelik en so en toe het ek net van gesê, jy weet, okay. Jy moet nou net een ding baie goed verstaan. Ek gaan nie toelaat dat hierdie condition my define nie hoor. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek gaan obviously nou eens 'n bietjie wobble emotionally en so, want dit is 'n moerse shot man, dis 'n moerse skok om te hoor. En maar ek gaan nie toelaat dat ek die siekte word nie. Not a fuck. Kan nie daai kite vlieg nie. Ek is wat ek is en wie ek is. En daai siekte is wat dit fucking is. Dis 'n pothol en klaar. Ja. Dankie Konrad. Daar sê Marlene Olivier, daar sê dit is ons daai wat jy nou daar sê. God sal niks oor jou pad bring wat jy nie kan hanteer nie. Ek het dit hier 'n tyd terug gesê toe daai boerseun apparaat wat hier rondsluip Kool-Aid passenger moes gesê dit staan nie in die Bybel nie. En toe post Billy vir hom die vers. En toe sê hy nee, maar ons interpreteer dit verkeerd. Toe sê ek so, met ander woorde, ons moet nie lees wat daar staan nie, ons moet interpreteer soos jy sê, dat jy fucking skyp. Toe skiet ek hom uit die area uit. Ja, so al die ouens wat nou wil sê, ek sê nou vir julle, ek het nou begin met die Ivermectin, fenbendazole, protokol plus nog 'n klomp ander goed wat die ou vir my bygegee het, onder andere lithium en ek weet nie wat so goed alles nie. Hy is comfortable, vroeër vanaand het ek vir hom gesê, okay, ek het vanoggend begin om die pille te drink, toe sê hy is reg, kry dit se start, want ek het hom sê, want ek moet daai Ivermectin drink van maandag tot vrydag en dan moet ek 2 dae skip. Hy het vir my gesê, begin liewer so by maandag, ek ken nie die mekaar raak nie, en so, dis soos dit is. Dankie Silence One, maar nou, julle moet ook nie meer onder mekaar twis oor die ding nie. Ek sê vanaand vir julle, ek het mooi gepraat oor dit, daai laaste aand dat ek daai gesprek gehad het voordat ek gegaan het vir die eerste prosedure. Wat jy moet doen, is kry jou hand solid in die hand van God. Maak daai geestelike connection. As jy daai geestelike connection gemaak het, word jy deel van daai geestelike netwerk. En daardie geestelike netwerk, dit is God se volk hoor. En daai volk het 'n klomp tribes in. Dis hoekom ek vir julle sê, moenie onder mekaar aanvat oor godsdiens nie. Moenie dit doen nie. Want al wat jy doen is,
Jy kry jouself in daai versie wat in Romeine is oor wat sê, refrain from idle chatter, because it leads to further ungodliness. Die idle chatter is al klaar. Jy kan nie 'n ou oortuig nie. Net die Heilige Gees kan dit doen. Maar jy kan nie conduit wees. Maar verstaan mooi, dit is nie vir my en vir jou om te oordeel of die ou 'n moslim is of 'n boeddhis is of whatever hy is, of 'n rooms-katholiek is of whatever hy is. Dit is nie vir jou om dit te oordeel nie. Dis een van die punte wat ek sê, don't engage. Want jy kan nie daai persoon verander nie. Die Heilige Gees kan hom verander, maar jy kan hom nie verander nie. En ons moet pas op om te veralgemeen. Ons is so geneig om te sê, ja, alles sulke is bad. Alles is bad. Moenie. Wees jy, dra die vrugte. Dis wat ek sê. Dra die vrugte van die Gees. Dis wat jy moet doen. En ek het mos weer daai ding gesê van kookhuidketel. En dan kom die stoom uit en jy het geen beheer oor waar daai stoom gaan nie. En dan gooi jy daai kookwater op die koffie en dan gaan die aroma. Jy kan ook nie daai aroma keer nie. Hy gaan waar hy wil. En 'n ou het net vir jou gesê hy wil die koffie en hy ruik die koffie. En hy sê, kan ek ook koffie kry? Hou daai analogie in jou gedagte. En is daai oomblik wat hy sê, kan ek ook koffie kry? Dan staan jy terug en let the spirit flow. Want laat die stoom gaan. Want jy kan dit nie doen nie. Maar deur te engage met hierdie ouens, wat jy dan veroorsaak, is jy veroorsaak aggressie tussen die twee van julle, en hy wil niks van jou weet nie, en jy wil niks van hom weet nie. So, hy gaan glad nie ontvanklik wees vir enige iets vir jou. Hy gaan nie jou koffie ruik nie. Dis wat jy moet verstaan. Daarom sê ek, daai goed is nie belangrik nie. Die enigste ding wat belangrik is jou verhouding met God. Dis wat al wat belangrik is. En dan moet jy die vrugte dra van die Gees. Dis waaroor dit gaan, hoor. En ek wil vir die mense sê, wat vir my al die boodskappe stuur, en julle sê dit hier in die chat, en al sulke goeders, van julle bid vir my. Ek sê nou vir julle, van daai eerste prosedure af, ek kon voel, by tye, hoe draai julle my? Ek kon dit voel. En dis wat dit vir my so spesiaal maak, om deel te wees van hierdie tribe. En hou dit net in gedagte. Wees versigtig voor jy engage, hoor. Alright, ek gaan nou weer verder gaan met hierdie goeters. Eerste ding wat ek vir julle wil wys is hierdie foto. Kyk nou mooi daar. Dis Donald Trump se kabinet. Sy kabinet en senior raadgewers. Daar sit 24 mense om daai tafel. En elkeen van daai ouens is absoluut 'n spesialis in dit wat hy doen. En dan kry jy hier by ons hierdie ene. Daar sit Cupcake met sy paviljoen. Trump het 24 lede in daai kabinet van hom. Hierdie ou het 72, actually 74. Dis 3 keer soveel. Hy 3 keer soveel as wat die FSA het. En ons betaal vir dit. Kyk wat sê hierdie artikel. The president is of cabinet, despite being told downsizing cabinet and eliminating the deputy ministers would save at least 3.9 billion rand a year. En hy's adamant, daar word nie so iets gedoen nie. Maar hy fucking stoot die wet op. Dis waarmee ons deel, hoor. Dis die kak wat ons mee moet deel in Suid-Afrika. Maar ek kan sien, daar is van die swartes, ek sien hulle op Twitter en so, hulle oë is besig om oop te gaan, hoor. Hulle begin verstaan. Al hulle moeilikheid kom nie van ons af nie, van die witman af nie. Nou ja, hoe nou kom ons vat 'n bier, vanaand is dit lekker bier, craft bier. En die rede hoekom dit craft bier is gaan vanaand nachos eet.
Oh ja, julle kan sien daai groen ringetjies daar en so voorts. Ek het gedink, kom ons hou dit maar lig vanaand en hou dit lig en interessant. Daar's 'n paar interessante goed op daai bord hoor. Jy gaan as party van daai goed so byt gery, dan jy weet hoekom het jy bier gekry. Nou ja, dis soos dit is. Ek gaan nou hierdie stukkie nuus met julle deel. History repeats itself. Germany sends 5,000 troops to Lithuania in a first permanent troop deployment out of the borders and at Russia's doorstep since World War II. Ek weet nie wat gaan met die Duitsers aan nie. Hulle soek vir kak met Rusland. Ek weet nie hoekom hulle dit doen nie. Hulle kan dit nie wen nie. Maar nou sit hulle hierdie ouens in Lithuania. Nou ek het vroeër vandag het ek 'n artikel gelees wat 'n ou geskryf het, 'n joernalis. En toe praat hy nou so oor Trump se moves en die Russe se moves en hy praat oor wat die Russe doen heidaglik in die Oekraïne en toe sê hy die Russe se beweging in die Oekraïne kan jy vergelyk met lava. Dit is nie vinnig nie, so lava vloei. Maar niks kan hom stop nie. Niks kan dit stop nie. Zelensky loop rond en gil en skree, maar nou is Europa as sy beste chommies. Hy Stamer is ons sy fucking looitjie getik en ek kan nie verstaan dat die Duitsers hierdie ding doen nie. En daai artikel wat ek van daai joernalis gelees het, toe sê die joernalis, as Amerika nie die tension gebreek kry tussen die VSA en Rusland nie, is hy amper seker daarvan, dat as die Russe klaar is met die Oekraïne, gaan hulle daai 3 Baltic landjies vat daarbo. Want daai Baltics is ongelooflik aggressief, maar ek meen, my fok, hulle het nie 'n army nie, hulle het niks nie, daar was nou oefeninge gedoen te versyp al 4 Amerikaners in 'n swamp daar, en jy weet, en dit het al 7 of 8 dae gevat om daai bloody voertuig uit daai swamp uit te kry. So hulle is, ek het al gesê, St. Petersburg's Traffic Department vat daai lande oor. So, daai ouens beter hulle act together kry. Maar dan kyk nou wat maak die Duitsers. Maar dan kom hierdie interessante ding. Dit is Ipsos Markinor poll wat gedoen is. Check daar gaan AFD by daai manne verby. Hulle het nou die meeste support in Duitsland. En AFD is konservatief, ons weet dit. AFD het skoonskip gemaak met 'n verkiesings in die ou deel wat Oos-Duitsland was. Maar nou begin dit lyk asof hulle meer en meer support begin kry in die hele Duitsland. Ek dink die Duitse bevolking is gatvol vir hierdie warmongers. En ek het nou net voor hierdie vir julle gewys, nou stuur die Duitsers troepe Lithuania toe. Die eerste keer sedert die Tweede Wêreldoorlog. En dit op die grens met Rusland. Nou, die analiste beter hulle oopmaak. Die publiek het kort daar betogings in Duitsland, waar hulle sê, stop daai wapens aan die Oekraïne, en daar's betogings wat ek gesien waar hulle sê, Russia is not our enemy. So, ek dink die liberale politicians is besig om hulle gat te sien, die globalists het sterk short gekom. Hulle is, wat my betref, baie naby aan die einde van hulle skrikbewind wat hulle gevoer het vir bykans meer as 20 jaar. Die EU self het gemorf in die EU-SSR en baie van die dinge wat jy in die EU sien nou is kommunisties. En dan hierdie ding van hulle dat hulle politieke oppositie sommer in die tronk donder. En Marine Le Pen en dieselfde met daai ou in Roemenië toe hy die verkiesing wen, toe kanselleer die EU die verkiesing. Jy weet, daai tipe van shit. Die mense is op die grond, is besig om gatvol te raak. So, ek dink die sataniste,
hulle daarvan rondhardloop maak wat hulle wil, is besig om na einde se kant toe te gaan. Hierdie ander hand vir julle gesê, ek vermoed dat die war in die spiritual realm is violent hoor. Ek is amper seker, dit is 'n bloedbad daar. Want die evil het vir 'n lang tyd free rein gehad. En nou ewe skielik kry hulle moorse resistance. En die fight is rough. En ek het so 'n feeling dat dit wat in die spiritual realm gebeur, reflekteer op die aarde. En as jy na die politieke goed kyk oor die weste, dan kan jy sien dat daar is 'n oplewing in die good values. Kom ek los dit nou net daar. So, ek kry die Europeërs jammer. Hulle het toegelaat dat daardie leierskap van hulle in die hel insleep. En die mense wat die hoogste prys gaan betaal in die EU is die vroumense. Die vrouens gaan die prys betaal. Want daai liberaliste, globalists, triple X soldate, whatever hulle afgevaardig, whatever ons hulle wil noem, en daai miljoene immigrante in die lande laat instroom, en dis als jong mans of, jy weet, military aged, en het ou een aand in 'n gesprek sê hy, maar ja, maar daai mense is ongewapend. Toe sê ek, jy weet nie waarvan jy fucking praat nie, man. Elkeen van hulle het 'n peester en 2 knaters ou maat vol gelaai. Hulle is agter julle vrouens aan. Julle weet dit nog net nie. En dit is wat ek dink wat gaan gebeur. Ek is baie bly. Ek bly nie in Europa nie hoor. Die ouens in Europa gaan klippe kap, maar dit is verswaar. En ek dink dis waar daai ding van Siener vandaan kom het, waar hy gesê het, hy sien die tente in die Karoo. Daai tente in die Karoo is van ons boervolk se vlugtelinge. Dis wat dit is. Maar ja, ek kan verkeerd wees. Hoe sal ek nou weet? Daar's hy, lekker bier, lekker nachos. Hierdie is nogal vol. Ja, ek sê weer vir julle al ons goeie wense baie dankie hoor. Ja, ek het vandag begin en drasties gesny in my koffie. En my vrou het vanoggend vir my koffie gemaak toe ek opgestaan het. En nou sy nou weg is, het ek vir weer 'n koppie koffie gemaak, maar toe ek daar staan en kombuis en daai koffie maak, want ek drink my koffie met 2 suikers, 2 lepels suikers. Toe dog ek nie, okay, los daai suiker. En toe sit ek heuning in. Bietjie anders, maar ek kan gewoond raak aan, maar die feit is, ek het vir die dag net 2 koppies koffie gedrink, waar gewoonlik so tussen 6 en 8 koppies koffie 'n dag gedrink. Maar nou ja. Ens Place sê daardie gifts wat gekoop word, daai membership gifts, YouTube gee dit randomly aan enige een wat gesubscribe is. Okay, dankie vir dit. En ek het nie geweet hoe werk dit nie. Jan Nel sy skaapchoppie sê, hey man, jy moet my bek laat water hier hoor. Maar nou ja, dis soos dit is. Ek sê net vir julle, ek sê weer vir julle. Ek het hierdie 3 visions gehad. Eerste daai pad met die brug wat Kobai, ek gaan kyk dat ek gaan prentjies kry dat ek môre 'n bietjie kan wys oor dit. Eers daai pad met daai brug wat Kobai is. Toe wonder ek hoe ver is dit nog voor ek by daai brug gaan kom. En toe gaan ek doen weer al die goed en toe gistermiddag toe ek nou weg is by die ou daar wat my nou daai masjien van hom gescan het en so en van die pille en goed gegee het. Alternatiewe goed en toe sien ek, ja, maar dit is nie dis die pad, maar dis 'n pothol. En ek het nou vir julle vertel wat het vanmiddag gebeur toe ek gaan lê het. Ek kan nie vir julle sê hoe helder was daai lig nie. Ek kan dit nie vir julle beskryf nie, man. Heerlikheid. En verstaan, die kamer se gordyne is toe, alles is toe. En hier's hierdie verskriklik, dis asof iemand met 'n torch op my ooglede lig terwyl ek my oë toe is. En ek fokus en ek sien maar hierdie donker wolke, maar hierdie helder ligstraal wat hier so deur daai wolke kom. Ja, okay. Toe voel ek so anders, ek raak in die slaap, jy weet. So,
Ek sê vir julle wat my dra, dankie, ek het dit nodig. Ek kan nie hierdie ding doen alleen nie. Verseker nie, hoor. Kan nie hierdie ding alleen doen nie. En ek wonder baie kere, ek gaan hierdie prentjie met julle deel, want ek moet hierdie prentjie met julle deel. Ek kry partykeer as ek hier sit, dan kry ek sulke, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar dan, jy weet, dan kom maar net 'n gedagte by my op en dan maak ek hierdie soort goedjies. Nou wil ek net, laat ek net by die ding uitkom. En hierdie het ek so 2 weke terug gedoen. Kyk mooi na daai prentjie, is vir my 'n besonderse. En daar's die hele message hoor. Ek het daai gedoen na ek en Herman daai Sondag aan daai gesprek gehad het. En daar's die waarheid. Jy's nie alleen nie. Nooit. Maar nou ja. Ek sê weer vir julle, baie dankie. Ek kan julle voel hoor. Ek het 'n tyd terug, seker so 3 jaar terug, het ek 'n mix gemaak van heuning, jy weet 500 gram heuning, en toe het ek just like, wat is die goed wat ek daar ingegooi het? Turmeric en dan sulke groen poeier. Nou kan ek nie die naam van die goed onthou nie. Dit was die turmeric en daai groen goeier, is een of ander boom. So goed. Maar nou kan ek nie meer onthou hoe was my mix nie, hoe sterk moet hou daai goed mix nie, jy weet. In elk geval. Plus ek gebruik CBD, wat ek meng met heuning, maar dit gebruik ek al vir baie jare. Dit was in die begin was nogal 'n uitdaging om die dosis reg te kry, want niemand kan, die dokter sê vir my, hy kan nie vir my sê wat die dosis. Jy moet daai dosis self kry. Nou hoe jy dit kry is jy vat bietjie meer tot jy buzz en dan stap jy 1 stap terug. Dan weet jy, okay, daar's jou dosis. En ek wil net vir julle noem vir die wat nou CBD gebruik wat dalk nou nie weet daarvan nie. Dis baie goed om so, want wat gebeur is, jy gebruik daai CBD en dan begin jy agterkom, dit voel vir jou die goed werk nie meer vir jou nie. En dit help niks as jy vat meer en meer nie. Dit werk net nie. Want toe lees ek op een van die, ek dink is Mayo Clinic se website oor dit spesifiek. Toe sê die ou wat jy doen is, maar hy het verduidelik hoe jy nou maak om jou dosis te bepaal. En toe sê hy, en as jy agterkom, okay, dit voel vir jou of die goed werk nou nie meer vir jou nie. Dit help niks om die dosis te vermeerder nie. Al wat jy doen is, jy stop dit vir 2 dae. En dan begin jy weer. Hy sê, want dit vat 36 tot 38 uur vir daai THC reseptors in jou liggaam om te reset. En that's it. En dus so ek gebruik my goed so, en dit is so ek al vir baie jare gebruik. Ek vat die CBD net voor ek gaan slaap in die aand. En toevallig die ou by wie ek was, Vrydag, toe ek dit vir hom sê, toe sê ja, is goed om dit te vat, dat jy slaap, want daai goed werk die beste as jy slaap. Protestant boer, jy moet vir my e-pos stuur. Wag 'n bietjie, ek gaan vir jou 'n link gee. As jy hierdie link het, dan kan jy my bykom. Dan kan ek jou help. Ek gaan nie daai link van my groep publiek uitsit nie, want ek hou maar daai groep baie mooi dop en ek soek mense. Ek soek nie ouens wat net dit vir 'n sheerdamp gebruik en so nie. Daai kite vlieg nie vir my nie, hoor. Ek het daai groep as 'n ondersteuningsgroep vir briekmerke, nie as 'n dampsite nie. So, daar's die link na my kennisgewingsgroep toe, waar ek kennis gee as ek publikasies doen. Maar as jy daar op daai groep is, dan kan jy my bykom. My message stuur en dan sal ek jou help privately om op die groep te kom. Ja, Johan Grobler, ek weet waarvan jy praat daar oor die angstigheid hoor. Nee, dit is die groot ding, en ek het al vir julle gesê, een van die grootste wapens wat Satan teen ons gebruik, is vrees. En vrees
Het twee kleintjies, angs en twyfel. Daai kleintjies is net so gevaarlik as daai pa. So, hou dit in gedagte. Ja. Nee, ek gaan vir julle net sê, ek sien teensusie vanaand. Okay. Ja, Isak van Aarde, dis die probleem. Daardie getwis oor godsdiens verdeel net die mense. Dis 'n debat wat nou weer gaan. Daar gaan nooit eensgesindheid. Daai ding het nie 'n einde nie. Dis net 'n getwis die hele tyd en niks word gedoen nie. Daarom sê ek, don't engage. Jy ontmoet 'n ou en hy sê vir jou hy's in XYZ. Kyk. Ja, okay. Goed om te weet en that's it. Los dit net. Maak nie vir saak of dit nou 90% teen jou siening ingaan nie, jy weet. Maak nie saak nie. Want op die einde van die dag is dit in any case 'n saak tussen daai ou en die Skepper, hoor. Jy kan niks aan doen nie. Hy sal moet rekenskap gee. En as hy oop is vir oortuiging, jou koffie se geur gaat hom uitsort. Jy moet dit nie eers probeer doen nie, want jy kan nie. Jy kan dit nie doen nie, maar ek luister baie keer na van hierdie argumente van die ouens waar hulle nou so praat oor is hierdie kerk en daai kerk. Dit kry net nooit einde nie. Dit kry nooit einde nie. Dan sit ek baie keer so en luister voor ek opstaan, net sommer fuck off. Want dis idle chatter daai. En dan sit ek so net dan wonder ek dit by myself, jy weet. Daai ouens, kom ons nie die fluister hoor nie. Kom ons nie die fluister hoor nie. Dis hoekom die georganiseerde kerke so ernstig wegskram van geesgevildheid. Ek was 'n jong lad gewees, man. Die NG Kerk het gesê, jy weet, wat het hulle van die Apostoliese Kerk se ouens gesê? Jy weet, nou, hoe kan ek oordeel oor watter van hierdie kerke is nou reg en watter is verkeerd? Kyk, ek bedan by sê hoor, seker is weet ek dadelik. Ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ek wil niks met hulle te doen hê. Want hulle ondersteun sataniese kak, man. Soos hierdie peesterverwarring en sulke goed. Dan dink ek so, hoe die bliksem kom hulle by daai ene verby, waar in die Bybel staan, God sê, daai is 'n gruwel. Hy sê, is 'n gruwel. Maar nee, hulle canvas jou nie, jy moet verdraagsaam wees en al daai kak. Hy ons het vergeet wat het by Sodom en Gomorra gebeur. En daai manne, hy dalk 'n gap kry, Lot en sy familie 'n gapie kry om te kan laat spat. Besluit sy vrou nie, en sy wil hom so ou laas loer vir die plekkie. En toe loer sy. Toe bly sy net daar. Jy weet, so, moenie in daai goed engage nie. Moenie. Dis nie vir jou om dit te oordeel nie. Dis nie vir jou om te besluit hy is reg nie, of hy is reg of wat nie. Solank jy hy inner peace het met jou saak. Al wat jy doen, dra die vrugte. Mense met jou sien en jou hoor en jou vra, hoorie, hoe werk hierdie storie van jou? Dis wat jy moet doen. Dra net die vrugte. As die ou daai vrug optel, dan moet jy weet, as hy 'n happie vat, ryk so aan hom, dan staan jy net agtertoe en let the spirit flow. That's all. Moenie, jy weet, baie mense kan daarom torring in jou hoor. Ja, Karen Lange, ek stem met jou saam oor wat jy daar sê hoor. Al wat ek vir julle wil sê is, dinge lyk lelik polities in Suid-Afrika hoor. Lelik. Ek kan nie sien dat hierdie regering langer as 3 maande gaan staan nie. Ek kan dit nie sien nie. Hulle is klaar besig om frantiek te raak en hierdie geveg met die Amerikaners nou. Dis 'n fight daai wat hulle nie kan wen nie. They're gonna lose it, maar hulle is committed. Ek net kyk, ek het hier 'n video, ek het sien of ek die video gelaai het. Ja. Luister na hierdie shot. Maar voor ons aan daai shot luister. Kom ons vat maar 'n bier en lekker nachos. Luister na hierdie shot. Jesus, ek weet nie, ek hoor dit. Ek sit nou luister ek dog by myself. Die vlermuise, nee.
run rampant in daai ding se kop, hoor. Dis net vleermuise waar jy kyk. Hoor hierdie man. Minerals of DRC combined with the minerals of South Africa and with a new currency based on the minerals, what we can do to the dollar if we become a United States of Africa with our minerals alone. We can collapse the dollar. We can collapse the strong pound. Dom bliksem. Al wat julle kan collapse is infrastruktuur. Dit kan julle goed doen. Julle collapse sulke goed. Collapse die health service, collapse die police, collapse die army. Dis wat julle kan collapse. Wil hy die fucking dollar collapse. Maar ek het nou 'n paar opmerkings gehoor van senior Amerikaners wat gesê het, hulle baseer glad nie hulle optrede op rumors en valsgerigte en so nie. Hulle optrede in Suid-Afrika is gebaseer op feite. Dis die ding. Maar ek sien daai wetgewing wat hulle nou probeer insit, wat onder andere dan nou sanksies teen senior ANC leiers gaan sit. Ek kan sien daar's van daai ANC manne wat nou begin worry. Hulle begin nou worry. Maar nou ja. Ja nee, is my Duitsland gaan hulle gat sien, maar hulle is nie 'n match vir Rusland nie. Ja. JC, ek het daai tyd met die pestilensie, het ek daai medisyne gaan koop by die koöperasie, die 1%, die liquid. Want ek het een aand na 'n vrou geluister wat mense behandel met die goed en so. Toe sê sy, as jy die pille gebruik, dan moet jy dit elke 3de dag drink. Maar as jy daai liquid aansmeer hier so in jou nek, en in jou boarms, en op jou pens, en in jou binnebene, dan word dit deur die vel opgeneem in die vet in, en stadig vrygestel. Dan hoef jy dit net elke 7 dae te doen, as jy daai liquid gebruik. Dit sy nou verduidelik, en sy is 'n dokter, so. Toe sê sy, dit is een van die voordele van die liquid. En dit koop jy daar by die veeartsenykant by die koöperasie, hoor. Of vra net vir 'n boer om so te koop, maar dis die 1%, hoor. Dat ek net sien hierso. Ja, Karen, maar die ANC volg niemand se goed nie, man. Jy's like dit is net vir my sterend dat daar nou so moerse ophef oor Guyton McKenzie gemaak. Die ou is 'n gangster. Maar jy sien, integriteit tel niks. Hoe skelmer is, hoe beter is dit toe. Ek weet nie. Ja. Azure, you're right about that. I can see, just in my channel followers and comments and so forth, I can see that there is a spiritual awakening. And that is great for me to see it. If I think back when I started and where we are today, the things that I'm able to speak freely about without people freaking out in the, in the chats and all of that type of things. Because when I started the channel, my first and my main mission is to bring you the truth. But it was difficult for me to talk about spirituality, because if you go there, it's like walking into a minefield. So I just listen to the whisper and present the stuff as I do it. And you can see it's actually, I don't know how to put it into words, but growing. And tonight, as I'm talking here, there are certain things that I talk about casually without worries and so forth, because the community is spiritually aware enough to get the messages. That is the big thing. Maar nou ja, dis soos dit is. Isak van Are sê, YouTube stuur 'n e-pos deur die nag aan so 'n nuwe member. Okay. Zoer. I'm a honey farmer. And I cannot believe that honey can be bad for me.
Ja, ek kan nie daai naam noem nie, want dan word ek gestryk deur YouTube, maar jy het die regte ding daar. Dit is waaroor dit gaan. Daai plan was al in 1927 gepubliseer. Moringa, daar sê hulle nou vir my die poeier. Dis wat ek gebruik. Ek het moringa en turmeric in die heuning gesit en gemix. Dan eet ek sommer so 2 teelepels van dit. As and when. Nie eens eintlik 'n dosis op dit gehad nie. Eintlik weer doen. Ja. Okay, daar is die Trudy sy vat 3 kapsules moringa en 3 kapsules Devil's Claw 'n dag. Ja, André van Biljon, ek het mos nou gesê reg in die begin, ek is op daai plan. Ja. Dankie Nico, ek glo ook so hoor. CG Petit, ja, ek hoor jou. Ja, nee, Dries, daai was nou spesifiek op daai ding. Ek is nie in Rus nie, ek meen, ek is nie in Rusland nie, maar die ou wat ek by was Vrydag, hy gebruik 'n masjien wat hy van Rusland afgebring het. So, ja, ek is happy man. Ek is regtig happy en ek is tevrede met my keuse wat ek gemaak het. Ek het vanoggend geweldig baie gelees en al die goeders en ek het gelees oor wat hierdie ouens plan, wat hulle nou met my wil doen en so. En toe ek die laaste artikel lees, die dokter wat dit vir my nogal gestuur het, toe sê ek vir hom, daai is 'n nagmerrie hoor. Toe share ek die artikel met my seuns en ek sê vir hulle, dis wat hierdie ou met my wil doen, ek gaan dit nie doen nie. En toe staan ek op en ek gaan lê. Dis toe ek daai lig, skerp lig sien en al daai goeders. So ek het daai decision gemaak hoor. En op die einde van die dag is dit my keuse. Maar ek voel gemaklik met my keuse. Dankie Koos. Ek sê vir jou, ek kan nie vir almal sê dankie wat ek sien nie. Ek kan net hierdie prentjie vir julle wys. Daar is dit. Kyk, ek het nog nuus wat ek met julle wil deel hoor. Dit is ja, en ek moet net nie vergeet nie. Ek moet met julle praat oor Iran. Ek het vroeër vanmiddag 'n beriggie gelees waar hulle met daai president van Iran praat. Nou nie daai Khomeini nie, maar hulle president. En toe sê hy die rede dat Iran gebruik maak van jy weet, kan maar eintlik sê verteenwoordiger, want dis die Russe onderhandel namens Iran met Amerika, en die rede hoekom Iran nie direk met die Amerikaners wil onderhandel nie, is hulle vertrou nie die Amerikaners nie. Toe het ek nou vroeër vanaand, ek gaan met julle, laat ek eers met julle, hierdie grillerigheid met julle deel. Kyk na daai, deadlier than a war zone, bloodshed in 2024. 23,842 deaths recorded in Gaza. 26,232 murders in South Africa. Yes, like man. Dis rof. Nou, die onderhandelinge in Oman is nog aan die gang, maar daar leak blykbaar goed. En dit lyk asof die Amerikaners verstaan. Met maar vergeet van Iran het nog nooit gesê hulle wil 'n nukleêre bom maak nie. Maar hulle het 'n baie sterk kernindustrie. Gister het ek met julle gedeel. Daai deurbraak wat hulle gemaak het met daai isotoop wat hulle ontwikkel het, wat net Duitsland het dit gemaak. Hoor dit. Nou hulle dit ook. Die Russe het dit ook. En hulle gaan daai goed verkoop aan die BRICS-lande teen 'n decent prys, waar die Europeërs ruk mos die hoender van sy hol af met hulle pryse en sulke goeders. So, ek het vroeër van die aand vir Dawie gesê, ek kry so 'n feeling dat daai onderhandelinge in Oman, dit is klaar gedeel, voor daai ouens daar by mekaar gekom het. Ek het mos al vir julle gesê, en ek sê dit weer, ek sê dit as dit, jy weet, maar nou nie daar, jy weet, my wil aanhou nie, maar ek is vas oortuig van, dat Putin en Trump, hulle WhatsApp mekaar. En ek het so veel feeling, dat Trump het hierdie ding in Oman gedoen, om vir hom
skietgoed te gee om vir Netanyahu te sê, okay, nou back jy off, okay, nou stop jy jou kak met Iran. Want ons almal weet mos maar nou hoe Trump is ook maar vasgevang in die web van die sataniste. En hy moet ook deel met die kaarte wat hy in sy hand het, jy weet. So, maar ek dink hy, want Netanyahu was mos in New York, om vir Trump, in Washington, om vir Trump te sien. En toe by die nuuskonferensie, toe sê Trump, die onderhandelinge gaan nou gebeur tussen Amerika en Iran, deur 'n proxy in Oman. Toe is hy Netanyahu baie dik bek, jy kon dit sien. Hy wil nie hê Trump met Iran praat nie. Net soos wat die Europeërs nie wil hê Trump met Rusland praat nie. Maar dit lyk my daai stories by die deur uit hoor. Baie ons maak wat hulle wil. Ja, Willie, ek het daai woorde gehoor oor die rokery. My probleem is die kanker is deur die blaas en hulle kan hom nie uitskraap. Hulle het geskraap, maar hulle kan hom nie skoonskraap nie, want daar is nou 'n stuk buite kan nie blaas. Baie is uit die ding wat hoe ek dit het oor daai marriages ding, same-sex marriages in NG Kerk, is een of ander organisasie het hulle hof toe gevat oor dit, en toe beslis die hof, hulle moet dit doen. Hulle mag nie weier om same-sex marriages te doen nie, en toe appeleer die synode nie. So nou is hulle gefok, actually. Of hulle dit nou wil of nie, hulle moet dit nou doen. Ja, nee, ek sien julle lag vir Juju se collapse. Is goed so. Okay, daar sê Barbara Miller nou, ek gaan dit maar op die skerm vir julle sit hoor. Jy is seker oor die target met jou opdrag wat jy gekry het. Ek weet nie van 'n ander kanaal wat sê wat jy sê nie. En 'n mens sien die verandering in die intekenaar se denke. Dankie. Dis waar. Okay, ja, Andre, jy drink dit. Daai dokter wat ek na geluister het gesê, ja, jy kan dit drink, maar dit is gesê as jy dit drink, moet jy dit elke 3 dae, elke 3de dag drink. As jy dit aansmeer, kan jy tot 7 dae loop. So ons het 'n nuwe member, Jonathan Belgemoot, welkom by die kanaal, baie dankie vir jou ondersteuning, ek waardeer dit. Nee, Liam, ek is op daai pad, ek het daai pad gekies, en ek voel dit was die regte keuse hoor. Ja, sê Elmaline, sy smeer dit ook aan. Ja. Die goed wat ek nou gekry het by die ou, is, hy sê vir my, hy het dit nou baie onlangs gekry, het nog nie eintlik veel van dit versprei nie, wat die ivermectin en fenbendazole mix is. Maar daar's ander goedjies by, wat die vorige mix van hom nie gehad het nie. Daar's 'n paar ander dinge by. Koos Verviers, kan ek jou maar 'n tip gee? Don't engage. Don't. Nee, Veritas Equitas. Jojo is in die kak hoor, dieper is dit, hy besef nie hoe diep is hy in die kak nie. Hy besef dit nie. Jy dreig nie die Amerikaanse president nie, ou man. Hy het te veel ouens wat hom oppas. Jy dreig hom nie. Jy doen dit nie. En hulle speel nie. Ja, Roland, ek het daai goed wat jy van praat. Ek het dit ook. Ja. Ja, okay, ek sal daai goed vir julle noem daar, Karen. Ja, Andre, hulle is terroriste, man. Dis wat hulle is. Ek het dit al gesê. Ja, Isak van Aarde, ek selfs gereeld met die ou, hy gesels met my, en hulle het nou vir my baie mooi boodskap gestuur, toe hoor ek is onder, jy weet, ek is nie so lekker nie, en waar is dit, kom ek kry dit, ek het met julle toch deel. Die boodskappe wat hulle vir my gestuur het, is 4 ouens. Waar is dit? Ek gaan dit nou vir julle lees. Ek moet dit vir julle lees. Dawie het vir my gelaat weet, môre om Klein, ek het 'n boodskap van die 4 manne wat erg, nou raak ek nou fucking emotional. Hartseer is nadat ek hulle vertel het, oom nie te wel is nie. Ek gaan nou nie hulle name, ek gaan nie hulle name noem nie. Die eerste ou sê, Dear Boerieman, my heart sank hearing about your health. You've been a light to us, and now I pray for yours to shine brighter.
maybe the hospital be a place of healing, and may you feel our love. En dan sê hy, Zoet Koop Shaw, be well my friend, we're waiting for you. En dan die ander ou, dis nou die ou wat julle die foto van gesien het. Dorot, Mr. Colleen, the news of your hospital stay stirs my soul. You're a warrior of spirit, and that's just a battle to win. I wish you peace, healing, and swift return. In our tongue, Zoet Koop Shaw, may wellness bloom in you like Norroos spring, with all my heart. Die ander ou sê, Boerieman, shit, I hate hearing you're sick enough for the hospital. You're tough as hell. This will only be a pit stop. Get fixed up, man, and come back strong. We say, Zoet Koop Shaw. Heal quick, brother. I'm rooting for you. Always stay solid. En dan sê die ander ou, sê, Boerieman, I'm sorry you're unwell and need the hospital. You've got a big heart, and I know it will carry you through. Wishing you a fast recovery with all my hope. Zoet Koop Shaw, as we say, rest easy. Friend, we will be here when you're back. Signed with care. Boerieman, we all sending our best. Heal fast, stay strong. And now you're in our thoughts. En dan gee hulle name. En dan sê Dawie net vir my, hulle is iewers ergens in 'n woud. En het gevra dat ek hierdie foto's vir oom moet stuur waar hulle kos maak. Dit is 'n regte braai, maar soos ons so braai hou in elk geval. So, onthou wat ek vir julle gesê het. Moenie jy oordeel oor geloof nie. Moenie. Dit is God wat die oordeel gaan vel. Nie jy nie. Nou, hoekom wil jy nou? Kyk nou hierdie beautiful verhouding wat ek met hierdie 4 manne het. Hoekom wil jy dit nou verongeluk? Deur vir hulle te verduidelik hoe verskil jy van hulle. Hulle is daar gebore, hulle het daar groot geword, hulle het so groot geword. Net soos wat jy hier in Suid-Afrika gebore en groot geword het met die enige kerk en Christen en alles. Ek kan dit nie vir julle ernstiger sê as wat ek dit sê nie. Moenie op daai goed engage nie. Moenie. Hier was nou iemand wat nou hier weer opmerkings gemaak het oor Japie van Mugdol en so. Moenie engage nie. Sê net, okay. Want ek sê vir julle, daai engagement is idle chatter. En Romeine sê dit vir jou. It leads to further ungodliness. So die idle chatter, al klaar ungodly. So, maar okay, dis maar so ek daaroor voel hoor. Ja, nee, ek sê weer, dankie vir julle vir almal so goeie wense en ek sien die mense bly vir my sê. Ja, Eugene Kraus, ek is 100% geneig om met jou saam te sê. Want as hy hier ingekom het, dan het hy by my stoel gekom en dan druk hy sy neus so tussen my bene in, jy weet. Druk hy sy kop aan. So, hulle weet man. Elsabie, die ding met daai wat jy aansmeer, jy sit in jou hand, jy sit dit in jou hand, in die holte van jou hand. 1 cc vir elke 50 kilogram liggaamsgewig. En dan vryf jy dit net so warm, dan sit jy in jou nek en jou boarms en jy so op jou maag en jou binnebene. Vryf ek maar ook so verder in my hande en klaar, dan is ek klaar met dit. Ja, André, dit is die ding. Observe net. Want ek is 'n ou wat moersensitief is vir daai idle chatter ding. En ek en my vrou het in ons geskiedenis al argumente oor dit gehad hoor. Dan loop ek in en dan sê hy daar besig om te praat op die foon of so iets. Dan sê ek sommer kliphard, Poppie, dis nou idle chatter daai hoor. Dan maak ek ook my gat skoon, jy weet. Want anders gaan ek gaan 'n ortopeed nodig. Ek sê ja, hande op my kry. Ja, Janita van der Mes, toe ek daai boodskap van daai 4 manne kry. Yes, like man, ek het nou gesukkel om dit vir julle te lees man. Ek is mos sekere goed en partykeer is ek ook maar ek is maar 'n softie hoor. Maar nou ja. Ja, baby Pieterse, maar hy goed is heel sleg wat jy nou daar so in jou mond wil rondspoel en so voort. Ek smeer dit aan en dan is ek klaar. En daar is
Daar's geen verskil nie. Maar daar is 'n verskil. Die wat jy aansmeer hou langer in jou liggaam. Dit bly langer in jou liggaam. Eers maar ek moet wil sê ek was moerse surprised oor daai masjien wat hy op my gesit het. Syne werk so jy sit die headset op, maar daar's nou nie mics aan nie, dis nou die ander storie goed daar. Ja, gaan hy net begin. En in kort wat daai ding doen is, hy interpreteer die signals wat jou liggaam vir jou brein stuur. En ek moet hierdie met julle deel. Ek was verbaas. Vertel hy my, in die begin, die eerste keer toe die Russiese astronauts op die space station is, toe sien die ou van, die leier van die groep van die Amerikaners, so sporadies, dan sit hierdie twee Russe. Dan sit hulle maar nou net daar een kant, en dan het hulle hierdie headsets wat hulle op hulle oor is. En hy nog eers hulle communicate met hulle ground control, jy weet. Maar hy sien, want daar's nie mics nie, niks nie, die ouens sit net. En toe op 'n dag toe vra hy vir hulle, wat is dit? Toe sê die ou vir hom, toe sê die een Rus hom, sonder hom eers te dink, jy weet daaroor, sê hy vir hom, nee, dis net ground control. Hy sê, wat doen jy, hulle scan julle vitals? Hy sê, ja, hulle scan ons vitals, en dan stuur hulle instruksies terug. As daar ietsie in my verkeerd is, dan maak hulle dit reg. Die ou sê, wat die fok praat jy nou van? So voorts. Toe sê die Henk vir hom, so, dis hoekom is julle land op die aarde, dan klim julle uit daai goeders uit, en dan is julle daar weg, en jy's tussen die mense in, en daar gaat julle. Ons gaan in kwarantyne en isolasie vir 7 of 8 dae. Toe lag die Rus net vir hom. En daarna, later het dit toe nou, jy weet, op meer formele vlak bespreking tussen die Amerikaners en die Russe gewees oor dit. Die Amerikaners kon nie glo dat daai Russe check hulle ouens se vitals, terwyl die manne hier in Outer Space rond fly nie, en tune die ouens. Want, maar nou ja, ek wil nie verder oor dit praat nie, maar daar's baie mense wat dit, jy weet, wat se kak is dit hierdie. Al wat ek vir julle kan sê is, yes, like, daar's soveel dinge van spirituality wat ons niks van weet nie. Baie van ons verstaan dit nie eens nie. Baie van ons is totaal onbewus dat dit eers daar is. En soos ek gesê het, toe ek begin oor spirituality praat, aanvanklik wou ek dit net vir members only gedoen het. Toe het Herman vir my gesê, nee. Hoor die ouens goed daaroor en praat laat die mense dit hoor, daar's baie mense wat dit moet hoor. En ek is bly ek het vir Herman geluister. En daar is baie goed van ons wat ons nie weet. Daar is baie goed van ons eie liggaam wat ons nie weet nie. Nie weet of ons verstaan nie hoe werk het nie. Niks van my goed nie. Maar nou ja, in elk geval, Johan Grobler. Sjoe, dankie Johan, waardeer dit geweldig. Dit is baie welkom. Laaste rand op die nachos man, hè. Daar is blykbaar doggy bags beskikbaar vir die wat wil, is daar. Ok, Ronaldo Harris sê daar interessant wat hy doen met sy plante. Ok. Ja, Elsa, ek weet van daai medbeds, blykbaar, net so terloops, daai goed is $1 miljoen, een. Die Russe gebruik dit kom van Rusland. Koenraak. Ja, hierdie sidies vir my is legendary hoor, ek dra hulle al. Dit maar wat ek is, jy weet. Ek moet hulle in elk geval 'n bietjie cut for a change. Ja. Ok, daar sê Hugo Logransie nou. Oom Colin se gesprek met Herman het my lewensuitkyk verander. Word stil en jy sal hoor. Hoe baie kere het ek nou al vir julle gesê hoe belangrik daai stilte tyd is. Hoe baie kere. Daai stilte tyd is geweldig belangrik. Maar in elk geval. Dit was 'n lekker flight man, hè? Kaptein sê, sy kleerings gekry, sy moet regskuif en vasmaak. Dis landing time. Ek het nou nie so baie nuus gepraat en so nie, maar julle moet verstaan. Ek het ook nie, ek het my hande vol om op datum te kom oor die nuus. So daar's 'n paar
headline goed wat ek die hele tyd dop hou, maar daar is so baie ander goed wat ek altyd vir julle vertel wat so interessant is om van kennis te neem en so voort, maar ek moet net kyk dat ek myself net weer op spoed kry, jy weet. Want ek was nou Vrydag uit operations uit, jy weet. En en toe is ek nou nog my breins geblaas en al daai goeters en vanoggend het ek nou, weet ek nie regtig. Ek het gefokus op die goed wat my pla en daarom is ek nie so heeltemal 100% op datum met al die dinge nie. En maar die goed wat ek vir julle uitgewys het en regtig julle met julle ore en oë oop hou en probeer kyk, lees soveel as moontlik wat jy kry Iran onderhandelinge in Oman. Daai gaan 'n historical ding wees, hoor. Dit gaan 'n historical ding wees. Want as Netanyahu dit reg kry om Trump om te praat en Iran te attack, my info uit Iran uit is, die kanse dat 'n pyl by die Russiese S-400's gaan verbykom, en blykbaar is daai hele Iran gepak met die goed, is amper 0. Maar as hulle daai ding fire, evaporate al die Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste en Israel is van die map af. Die mense verstaan nie hoeveel missiele het die Iranese nie. Dis duisende wat hulle het. En onthou hulle hypersonics. Hulle het dit gewys toe hulle daai 200 afgeskiet het aan Israel toe, man. Die Israelies kon nie een van die goed keer nie. En hulle het ook nie geskiet vir geboue met mense nie. Hulle het goed soos aanloopbane en so getref. Hulle wou nie mense doodmaak nie. Net om vir daai budgies te laat verstaan. Stop julle kak. Man, ja, julle weet met daai sat in jou fucking ding. Hy dink hy kan die hele Midde-Ooste vir hom vat. Nou ja. Ek net hier deur die laaste paar goedjies kyk, weer 'n keer dankie vir almal met die goeie wense en alles. Ek waardeer dit geweldig, hoor. Maar wat ek vir julle, waarmee speel ons uit vanaand? Ja, ek weet wat die ene bedwerk, ek moet hom net kry. Kom net kry. Heerlikheid, weet jy. So lekker wees om ook assistent te wat ek net soos ou Judge Napolitano sê, cut number 14 please, en dan kom cut number 14, ek moet cut number 14 gaan soek, man, ek moet hom gaan soek, ja, hier is hy, ek sê vir julle lekker aand, sien julle môreoggend, wat moet jy weer hou? Lekker aand vir julle, Boerieman uit, en moenie vergeet nie, jy is nie alleen nie, nooit nie.